Goeiedag, ek is terug hier by een van my gunsteling kuierplekke in die Oosrand, Conqueror East Rand by Pieter. En Pieter, julle sit hier so met 'n interessante situasie. Jy moet begin wikkel want ons gaan Angola toe. Ons gaan Angola toe, bitter binnekort, dus ons sit nou net gesels, dis amper te naby op hierdie stadium. Jy's amper te naby. Ja, nee, daar's nog baie dinge wat moet gebeur, maar ons 'n paar dae vat ons 'n lang pad af. Nou, dit is vir hier gaan ons alweer, so die volgende seisoen van hier gaan ons alweer is hier. En ons gaan 'n bietjie op Angola toe, maar jy ken nou daai area baie beter. Ons gaan 'n redelike stukkie moet ry waar ons nie brandstof gaan hê nie. Ja, kyk hier, ek 'n voordeel van Angola is brandstof is baie goedkoop. Maar jy moet dit nog steeds kan dra. Ja. So jy het twee keuses. Jy gaan of 'n klomp jerrykanne op jou dakrak en waar ook al nog sit. Of ons gaan wat ons vandag vir jou gaan doen, ons gaan vir jou 'n long-range tank in die Hilux sit. So die tank wat ons vir jou gaan insit is 'n hy verdubbel die kapasiteit. So jou Hilux is 'n standaard 80 liter tank. Hy gaan hom nou na 160 toe vat. So hy gaan jou afstand wat jy kan ry verdubbel. So as ons nou dit verdubbel, dan ons sê 160 liter en as ons 'n paar jerrykanne, 4 of 6 jerrykanne het, dan het ons genoeg om deur by die plekke uit te kom waar ons het. Ons wil die ideaal is altyd om in swaar sand, swaar brandstof gebruik areas 1000 kg te kan dek. En so jy sal met die kapasiteit wat jy gaan hê, sal jy op teerpad baie meer as 1000 kan dek. Maar ons weet as ons in die sand ry en sleep, raak 'n bietjie swaar. So dan, en ons sleep die Conquerors ook. Ons sleep 'n paar waans en 'n paar sleepwaans. Ja. Dis 'n paar groot surprises wat gaan kom met hierdie reeks, maar daarvan gaan ons nie nou enigiets sê. Julle moet kyk. Pieter, die laaste ding, wat doen 'n long range tank aan jou kom ons noem dit jou bestuur. Hoe weet jy hoe vol is jy? Is dit apart? Word dit apart gemeet? Hoe werk dit? So in die ou dae, baie van jou ouer voertuie wat dubbel tanks gehad het aparte gauges gehad. Party het 'n skakelaar gehad, die moes aansit van die een na die ander. Hilux soos wat ons hom ken is baie straightforward. So die lekker ding daarvan is jou brandstofmeter, jou gauge gaan net langer vol bly. Okay, so hy gaan eers die long range tank gebruik en dan gaan hy oor na die gewone tank. So die twee tanks sit agter mekaar. Die long range tank loop in die standaard tank met gravitasie in. Daar's geen pompe nie. So daar's minder wat kan breek. Hy loop reguit net in die hooftank in en jou gauge gaan net langer vol bly. Okay, so jy maak albei vol deur dieselfde plek. Dieselfde plek, jy het een vulpunt wat jy vol maak en jy gebruik hom. Dus. En dan as jy by 'n plek kom waar die long range tank leeg is, dan gaan jy, soos jy begin sien jou gauge begin val, dan weet jy jou long range is leeg. Dan jy uit die long range uit. En dan jy nou net weer terug op die normale reg. Jou enigste ding wat mens in gedagte hou is hy kom basies tussen jou spaarwiel en die bakwerk. So jou spaarwiel gaan met so 30 na 40 mil sak. Wat is dit? Okay. Dis maar ons het in elk geval die suspensie ook gedoen aan die begin. So hy is 'n bietjie hoër, so dis nie 'n te groot train smash nie. Hy gaan nie. Dis nie asof hy op die sand gaan raak. Nee, hy sal nie behoort toe te vang nie. Wel, kom ons gaan kyk hoe doen hulle dit en dan moet julle later mooi dophou. Op hier gaan ons alweer en sien waar ons daar in Angola gaan rondry en hopelik vang ons 'n paar mooi visse. Ons gaan. Alsy, kom ons gaan kyk hoe doen hulle dit.